Baie dankie en welkom. Lekker dat jy inskakel by ons. En ek glo dat dit ook so met jou goed gaan. 'n Wonderlike gemeenskap waarvan ons ook deel is. Dis deel ook wonderlik om so by mekaar ook te mag tuiskom. Wat beteken dit om toegewyd of getrou en eg aan jou eie roeping te wees? Om die lewe te beskou as die plek waar ons kyk en wag op dit wat uiteindelik my en jou naam roep. Dat ek en jy weet wat is dit waartoe ons geroep word. En as 'n mens die wêreld en al sy nood en al sy pyn dophou, dan besef jy, daar is baie vure wat gelyktydig brand. Henry Nouwen skryf ook in sy boekie Road to Peace, skryf hy dat dit eintlik daaroor gaan dat ek en jy nie al die vure in hierdie wêreld kan blus nie. En dan vra hy, maar hoe sou dit lyk om aan een persoon getrou en toegewy te wees? Om een persoon jou tyd en sorg en aandag te gee. Hoe sou dit lyk en wat sou vrede sal dit ook vir jou bring? Ons teksgedeelte is Matteus 25 en ons lees vers 21. Toe sê sy eienaar vir hom mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom en deel in my vreugde. Uit natuurlik die gelykenis oor die muntstukke. Mag dit hoe lyk dit as jou toewyding aan een mens wat aan jou gegee word, vrede bring in die lig van al die vure wat in hierdie wêreld aan die brand is? Hoe lyk dit? Om gewoonlik wanneer ons oorweldig word, dan is dit juist dat ons heeltemal eintlik lam laat en dat ons uiteindelik verlam is en eintlik by niks van hierdie uitkom nie. Maar is dat ek en jy kyk en wag, maar op 'n manier so kyk en op 'n manier so wag op die gereedheid grondslag dat die Here my gaan gebruik en gaan stuur in hierdie dag of in hierdie wêreld, om dit amper te verwag, amper nie verbaas te wees as ek daar iets oor my pad kom waar ek getrou kan wees aan my roeping nie. Om nie al die vure te kan blus of te wil blus nie. Maar hoe lyk dit om getrou aan een persoon te wees en 'n tyd saam ook so my toewyding en my sorg en my liefde te skenk. Mag dit eintlik dalk dieper vrede bring as wat ek mag dink. Kom ons vra die Here se seën. Here, dankie vir die vrede. Here, wys ons ook waar is dit waar U ons nodig het om 'n vuur of pyn te smoor wat ons aandag, ons onverdeelde aandag verg. Gee ook, Here, dat ons in die lig daarvan nie sal lam word oor al die vure wat brand in hierdie lewe nie, maar dat ons uiteindelik in die lig van hierdie wete dat U die een is wat alles vashou, dat U ons in hierdie wêreld instuur en dat dit vir ons vrede bring. Ons loof U daarvoor. Amen.
Seën en voorspoed tot 'n volgende keer.